Hallo julle, ek hoop het gaan baie goed met elkeen van julle, hoor? En ek het glo, julle het nie gedink julle gaan my so gou weer sien nie, maar ek is terug en met 'n nuwe lesie. Sê eers gou vir my, wat het ek hier in my hand? Dis 'n soutpot Tannie natuurlik, dis sout. En dit is waaroor my lesie vandag gaan met julle. Ons moet sout van die aarde mense wees. In Matteus 5 vers 13 lees ons, dat julle is die sout van die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Kom ons dink gou oor 'n paar vragies. Hierdie is 'n dom vraag, maar ek wil hom tog vra vir julle. Hou julle van sout? Natuurlik, ons almal hou van sout. Hoe gebruik julle sout by julle huis? Kom ons dink. Op ons braaivleis? Op eiers? Definitief in ons kos? En kan ons dan nog eens dink? Ja, op biltong. Want hoe gaan biltong nou smaak sonder sout? Nog 'n vraag. Wat doen die sout? Definitief, dit gee smaak. Dit keer ook dat kos sleg word, weet julle dit? En dit kan ook maak dat kos langer hou. En hier is nou my eerste voorbeeldjie wat ek vandag met julle wil deel. Hier voor my het ek 'n bakkie wat sout in het en ek het 'n bakkie wat sand in het. Sal jy sout in jou kos gooi of sal jy sand in jou kos gooi? Dom vraag. Dom vraag. Ons almal verkies sout. Maar sê nou ek gooi van hierdie sand by die sout. Sal jy dit eet? Ek gaan nie. Ek wil nie sand in my kos hê nie. So 'n dom vraag. Wat kies ons? Ons kies die suiwer sout. Ons wil suiwer sout hê, né? Jy het eintlik ook net 'n bietjie nodig om 'n verskil te maak in enige dis wat jy maak, né? Dit is hoe Jesus wil hê ons moet wees. Ons moet suiwer sout wees. Anders is ons so sout wat gemeng is met sand, wat eintlik niks beteken nie. Ons kan dit net buite weggooi. Maar daar is nog 'n les wat ek gou met julle wil doen. Kyk hier vir my. Hier het ek 2 bakkies popcorn. Ja, ek het veel popcorn gespring. Ek sou dit so graag met julle wou deel. Vir julle elkeen 'n pakkie kon gee. Ek sou julle lekker kon omkoop vandag. Want ek sou gesê, die een wat stil sit, hy kry 'n pakkie popcorn, né? OK, hier's my lesie. Die een popcorn bakkie het klaar sy sout by. So hy's lekker. Maar hierdie bakkie het glad nie sout by nie. Watter een dink julle smaak die lekkerste hierso? Ek het dit geweet. Daar is nou weer van julle wat gaan sê, ek hou nie van sout nie Tannie, ek sal die bakkie vat sonder die sout. Dis nie wat julle vandag moet sê nie. Vandag moet julle sê Tannie, die een met die sout in het. Ek wil die bakkie wat nie die sout in het nie, wil ek ook nou sout maak. Nou as ek hierdie soutpotjie hier by hom neersit, dink julle dit gaan reg smaak? Nee. Ek moet die sout bygooi. Ek moet dit daar ingooi. Dit is ook van ons lewe waar. As ons sê, ons is Jesus se kinders, moet ons lewe met 'n aangename geur. Ons moet die sout bygooi. Hoe maak ons die lewe lekker verander? Dit help nie ons dink ons moet die lewe lekker maak verander en dan doen ons net mooi niks nie. Ons moet hierdie sout, dit moet opgegooi word. Dit moet uitgedra word. Ons moet dit gaan doen. Dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Jesus wil hê ons moet so suiwer sout wees. Ons moenie met sand gemeng wees nie. Baie keer kan daai sand verkeerde vriende wees. Wat het hy bedoel? In Jesus se tyd het mense sout gebruik om kos lekker te laat smaak en veral dit lank te laat hou. Soos ons ook nou doen, want onthou, hulle het nie yskaste gehad nie en hulle kos het baie keer sleg geraak. Sout het kos langer laat hou en gekeer dat dit sleg raak. Dit is hoe Jesus wil hê, wat wil ek nou vir julle sê? Dit is hoe Jesus wil hê dat ons moet wees. Ons moet die lewe maklik maak vir ander. Soos sout wees. Ons moet vir mense aangenaam wees. Kom ons hoor gou-gou. Hoe maak ons die lewe? Hoe maak ons dit lekker verander? Ek kan net aan een ding gou dink, ons moet nie met 'n suurgesig rondloop nie.
Glimlag julle, 'n glimlag kos niks. Ja, lag vir mense. Help waar jy kan, luister na ander, baie beslis veral na jou ouers, want hulle gee vir jou die beste raad. Luister na ander mense wat miskien graag 'n oor nodig het om te wil hoor, na wil luister. En ons moet vrolik wees. Ons moet vrolike mense wees. Ons moet aangename geselskap wees rondom mense. Nog iets wat ek wil vra vir julle. Ons moet sorg dat mense vriende bly en nie vir mekaar kwaad raak nie. Hoe doen ons dit? Ons moet hulle help as hulle sukkel met mekaar. Soms het mense net nodig dat iemand na hulle luister, weet julle dit? Net 'n oor. Want dit maak Jesus se hart seer as ons nie in vrede met mekaar saamleef nie. Daar's soveel onmin in die wêreld. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons help mense om lief te wees vir mekaar. En nou wil ek afsluit met 'n baie mooi beskrywing wat ek gehoor het. Dit is in Engels, maar baie keer beskryf die Engelse dit net soveel beter as wat ons dit doen. En dan gaan julle uit en julle gaan leef dit in hierdie week wat voorlê. Let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Gaan uit hierdie week en gaan wees sout van die aarde kinders vir Jesus. Ek wil graag afsluit met 'n gebed. Jesus, baie dankie vir die voorreg om vandag hierdie les aan die kinders te kon gee. Maak ons asseblief nie net vissers van mense nie, maar sout van die aarde mense, wat goed sal wees vir ander. Seën elkeen en hou u hand van bewaring oor elkeen van ons. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Bye.